Goeiemôre geliefdes, namens die familie wil ek elkeen van julle welkom heet by die viering van oom Henny se lewe. Ons is bly elkeen van julle is hier, om ook julle ondersteuning en julle liefde te betuig. So kom ons sit so dan, sluit ons net ons oor en bid ons saam. Here, dit is so voorreg om as geliefdes na U toe te kom, veral wanneer ons in plekke is waar dit seer en gebroke is, tye wanneer ons hartseer is, en ook die tye wat ons nie altyd alles heeltemal verstaan nie. Dankie dat U teenwoordig is, dankie dat ons as geliefdes, as gelowiges by mekaar kan wees, en 'n lewe kan vier, 'n geskenk wat U aan elkeen van ons gegee het. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Nou ek wil graag voor ons opstaan en ons eerste lied sing, net namens myself, die span en gemeente ook, dan die Tilly, die kinders, ons meegevoel betuig met die afsterwe van oom Henny. Ek het oom Henny, ek sal nou nie sê ek het hom baie goed geken nie, maar hy was een van die mense, jy hoef hom ook net een keer te ontmoet, dan voel jy ook, jy ken hom en jy weet waar jy met hom staan en hoe hy dink. So, dit was 'n voorreg gewees om hom te ken. Mag die Here julle waarlik in hierdie tyd troos. Ek gaan vra dat ons opstaan en dan gaan ons saam sing Amazing Grace. Dankie. Amazing Grace. Terwyl ons so staan, wil ek graag vir ons, ek gaan nie al die briewe lees nie, maar ek wil Tannie Tilly se brief lees. Ja, my man, die siekte was soos weerlig op ons en weer verby. My hart is so seer, my liefste man, dat jy moes gaan. Maar God weet altyd die beste. Jy het ons altyd geleer. Praat reguit en loop in 'n reguit lyn. Nie kromdraadjies vir jou nie. Jy het gesê, ken jou waarde, al lyk dit of jy verloor. God ken jou hart en dit is die belangrikste. Jy het geweet hoe om liefde te gee en baie het gesê, dit is 'n man met 'n goue hart. Jy was 'n voorbeeld vir jou kinders en kleinkinders. Almal het geweet, jy werk net so hard soos jou werksmense. Jy het altyd vir ons voorsiening gesorg. Ons as gesin gaan jou mis, met al jou unieke maniere, en ek weet, ons almal is baie lief vir jou. Jy het so 'n mooi manier gehad om met my te praat die laaste tyd, en een ding weet ek, Jesus is baie lief vir jou, daar waar jy nou by die meester sit. Weet net, ons gaan jou baie mis, jou vrou wat jou lief het, Tilly. Baie dankie, neem jou sitplek. Ek is mal oor die frase wat aan die Tilly neergepen het. Jy het ons altyd geleer, praat reguit, loop reguit. En ek wil graag praat oor die onderwerp, dit staan regtig bo op my brief, reguit. Vanoggend het dit wakker geword, en as dit is wat hy geleer het, dan weet ek hoekom ek met dit wakker geword het. Volgens net in die woord, reguit. Ek wil vir ons lees, Amos 7 vers 7 sê, dit het hy my laat sien. Praat nie van oom Henny nie, praat van die Here. Hy sê, dit, sê Amos, het hy my laat sien. Kyk, die Here het op 'n loodregte muur gestaan, en daar was 'n skietlood in sy hand. Dit is nie net oom Henny wat ons leer om reguit te loop en reguit te praat nie. Die Here wil ons dit ook leer. En ek wil graag so 'n paar dinge hier by die aanvang van die boodskap sê. As jy nou vir my vra, wat is die meeste, of wat is die ding waarvan ek die meeste gehou het van hom Henny, dit wat my sal bybly? Nou, sekerlik, kom ek begin by, hy was 'n bouer. Nou ek moet bely, ek is 'n pastoor, maar in my hart, as ek bakstene sien, bewe ek. Ek was bevoorreg geweest om in die Vaaldriehoek 'n huis te bou en om hier te bou.
En een stadium so in die middel van so 'n bouprojek, toe kom ek by ou by die kerk, toe sê ek vir hom, ek weet nie of 'n ou kan bou en hemel toe gaan nie, want dit voel vir my, ek gaan moet 'n keuse maak. Dit voel baie keer so. Toe ek het eendag in 'n winkel is daar 'n ou, toe ek hom groet, ken hom nie, en hy sê toe nie, hy's 'n bouer, ek vra toe, ek sê vir hom dit, hy sê vir my, alle bouers gaan reguit hemel toe. Ek sê, hoe so? Hy sê, dat al hulle hel op aarde. So, baie keer voel dit in 'n bouprojek so, en miskien is dit wat my na oom Henny toe getrek het, is die feit dat hy 'n bouer was. En miskien is dit hoekom hy, as ek aan hom dink, dan dink ek aan 'n straight shooter. Hy het reguit gesê wat hy bedoel. Nou bel ek hom eendag. Ek sê vir hom, oom Henny, baie geluk met jou verjaarsdag. Hy sê, luister, moet my nie bel op my verjaarsdag nie. As jy my geluk wil sê op my verjaarsdag, dan moet jy na my toe kom. So ek het net daar in my kar getim na oom Henny toe gery en vir hom gesê, oom Henny, baie geluk met jou verjaarsdag. Reguit, jy wonder nie. Maar dit is hoe bouwerk is. Die belangrikste tool in 'n bouer se hand is seker, kom ons begin by 'n dumpy level en 'n level, 'n waterpas. As jy in 'n gebou instap en goed is krom en skeef, dan is dit sleg. En in hierdie geleesde gedeelte sien Amos die Here op 'n loodregte muur staan. Nou, ek dink nie hulle het waterpasse gehad nie, of dalk het hulle, maar ek dink nie hulle het sulke goed gehad nie. Wat hulle wel gehad het, was 'n skietlood. Dit was hulle waterpas. Reguit. En miskien is dit waar oom Henny ook geleer het aan die een kant om reguit te wees en reguit te praat. En toe ek lees wat Tannie Tilly sê, jy het ons altyd geleer, praat reguit, loop reguit. Want dit was sy werk, dit was sy wêreld. Ek sien dis die Here se wêreld, en wanneer ek aan hom Henny gaan dink, en ek wil hê jy aan hom moet dink, mag jy dit onthou. Want in dit het hy vir my en vir jou iets geleer van Jesus Christus se karakter. Jesus Christus het reguit gepraat. Dit is my interessant, in Lukas 20:21 het hulle hom gevra en gesê, meester, ons weet dat u reguit praat. En leer, en die persoon nie aanneem nie, maar die weg van God in waarheid leer. As mense gepraat het oor Jesus, is dit een van die opmerkings wat hulle gehad het. Hy praat reguit. En hy leer die waarheid. Hy leer reguit. Jesus Christus, as ek aan hom Henny dink, het hy vir my iets geleer van die Here Jesus Christus. Die Here loop reguit. Dit is my interessant, né? Praat reguit en loop in 'n reguit lyn. Johannes 1:23 lees ons waar Johannes die Doper preek, en hy sê, ek is die stem van een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit. En per implikasie, wat roep Johannes uit? Loop reguit. Wees eerlik. As jy 'n weg wil baan, as jy nie net van Jesus wil weet nie, as jy wil 'n pad voorberei waarby in jou lewe kan werk. Dit waar dit begin. Nie alleen het hom Henny vir my en vir jou iets van Jesus geleer nie. Hy het ook probeer om die weg te baan, dat hy in jou lewe kan inkom. Maak jou paaie reguit. Want ek dink dis wat die Here ons roep, vir my en vir jou. Hy roep ons, kom leef en loop reguit. In Hebreërs 12:13
En miskien kan ek sê baie, daar's verse in die Bybel wat ek nie memoriseer nie, ek hoef nie. En hierdie is een so vers 12. Nou my oupa, ek weet nie, oom Henny was nou van julle se oupas. Nou my oupa was my hero gewees. My pa was dood toe ek klein was, ek het saam met my oupa gaan jag, saam met hom gelewe. Harde ou, ook 'n bouer, militaris, 'n baie sterk man gewees. En hy het kanker gekry. Net nadat ek tot bekering gekom het. En ek sal nooit vergeet, ek het eendag gevoel, maar nou wil ek nou nie meer die Here volg nie. En ek kom in my kamer, want toe ek het my ouma help om my oupa te draai, was 'n sterk, hy was nie 'n groot nie, maar hy was een stuk seëning gewees, sterk arms gehad. Toe ek my ouma help om hom om te draai, en ek vat so om sy arm toe sit, soos ek of my om my gewrig vat. En ek het letterlik geskrik, en besef, maar my oupa gaan sterf. En toe ek in my kamer inkom, na die naweek, toe vra ek vir die eerste keer die vraag, hoekom? En jy kan nou maar daarmee maak wie jy wil, maar ek sê nou vir jou, die Here sê vir my, gaan lees Hebreërs 12 vers 12. Ek het nou net tot bekering gekom, ek het nog nie eers geweet, die Here kan met jou praat, nie vir my, al die ander goed. Ek tog, Hebreërs 12 vers 12, en ek stap, ek haal my Bybel, ek maak oop, daar staan die volgende woorde, maak sterk jou slap hande, en jou lam knieë, en loop die regte pad. En dis wat hy sê, maak regheid paaie jou voete. Sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Ek dink aan die Tilly, julle as kinders en almal, die breek is groot. Moenie vergeet wat het hom nie gesê nie. Loop reguit. Jy sal ontdek, selfs die breek maak hy gesond. Selfs die slap hande en die lam knieë maak hy weer sterk. Loop reguit, praat reguit. Ons is geroep om so te lewe. Toe Paulus agterkom dat Petrus in Antiochia aankom en hy loop nie volgens die waarheid van die evangelie nie, en dan lees jy, maar toe ek sien dat hy nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in die teenwoordigheid van almal gesê, man, jy wat 'n Jood is, leef soos 'n heiden, maar nou wil jy die heidene dwing om soos 'n Jood te lewe. Hy sê, jy loop nie reguit nie. Loop reguit. Dis vir die Here belangrik. As ons net oom Henny se raad volg en reguit loop, gaan jy ontdek, die Here maak gesond, die Here troos. Maar dis 'n keuse, dis 'n besluit. Dis ook 'n uitdaging. Want kom ek vra die vraag, hoeveel van ons loop reguit? Kan ek dit toets? Hier is 'n klomp ouens wat weet, wat is die volgende vraag? Kan ek sien? Wie weet, wat gaan ek nou vra? Kom ek toets dit. Kom ons kyk, of hierdie gehoor, 'n gehoor is, wat reguit loop. Wie van julle het al 'n leuen vertel? Kom, maar nou nie. Dis nie, het jy al 'n leuen vertel? Ek vra, wie van julle het al 'n leuen vertel? Ja, maar ek was 'n kind, dis al 100 jaar terug. Nee, as jy 'n ou doodmaak, 30 jaar terug, en hulle vang jou, wat gaan hulle doen? Hulle gaan jou toesluit, jy's 'n moordenaar. Nou, hoeveel moorde moet jy pleeg om 'n moordenaar te wees? 1. Hoeveel leuns moet jy vertel om 'n leienaar te wees? Kom, moet nou nie skaam wees nie. 1. Dankie jongman. 1. So, almal van ons is leienaars. Nou my ma het gesê, jy kan lieg en steel ook. Wie van julle het al iets gevat wat nie jou behoort, die bakkie saak het klein het is? Okay. As hy.
Here Jesus kom en hy sê, julle sê mag jy eg breek nie. Moet asseblief nie jou hand opsteek. Maar, dan sê hy, maar ek sê vir jou, as jy net kyk om te begeer, jy het klaar egbreek gepleeg. Weet jy hoekom het God die 10 gebooie gegee? Dat ek en jy kan agterkom. Ons het 'n probleem. Hy sê, julle sê mag jy doodslaan nie. Moet maar ook eerder nie jou hand opsteek as jy al dit gedoen het nie, ek wil nie weet nie. Maar, julle sê mag jy doodslaan. Hy sê, maar ek sê vir jou, as jy vir jou broer sonder rede kwaad is, sal jy verantwoording doen voor die gereg. As jy vir hom sê, raka, is my vingertaal, nou reken sommige van die snaakse woord. Nou, as jy in Witbank bly, wie van julle praat vingertaal? Okay, hier is ouens, jy verstaan jy beduie vir mense, of jy het mense dit al sien praat, né? Raka, sal die verantwoording doen vir die groot raad, en as jy vir hom sê jou dwaas, jy al vir iemand gesê jou dwaas? So dit beteken al baie erger dinge vir mense is. Nope. Jou domkop, het jy dit al gesê? Jou boetie gesê? Daar's baie byvoeglike naamwoorde. Hier is die punt. Op grond van jou eie belydenis, is jy 'n leenagtige boef, 'n moordenaar en 'n oureerder in jou hart. Dis net 4 van die 10 gebooie. As ons vandag die 10 gebooie deurgaan, daar leef nie een mens op hierdie planeet wat kan sê, die skietlood in die Here se hand, ek voldoen daaraan nie. Nie een nie. Ek gee nie om wie jy is nie. As jy dink jy is, sê ek nou vir jou, jy leef in jou eie wêreld. Die Bybel sê die wet was 'n tugmeester. Die wet vat jou iewers. Die wet onderstreep iets. Die feit dat dit maak nie saak wie ek en jy is nie. Ons loop nie reguit genoeg om by God uit te kom. So hier is die vraag. Hoe kom ons by hom uit? Hoekom sal die Here enige mens in die hemel toelaat? As die skietlood in sy hand is, as regheid vir hom belangrik is, het hy nou sy waardes van afstand gedoen? Kom ek som vir jou die hele Bybel op met 'n eenvoudige illustrasie. Die hele Bybel. Verbeel jou, jy staan voor 'n regter. Hy lewer die uitspraak en jy is skuldig. En hy sê, luister, of jy betaal nou 10 miljoen rand of jy gaan lewenslang tronk toe. Nou ek ken nou nie die gehoor goed genoeg nie, dalk het jy 10 miljoen. Maar as jy dit nie het nie, ek moet bely, ek het nie 10 miljoen nie, nog nie. Maar, so ek gaan lewenslang tronk toe, want vir die eis van die wet om naad gekom te word, is dit die prys. Weet jy wat is die prys van sonde? Die loon van die sonde is die dood. Dis die loon vir geregtigheid in God se oë om geskied te geskied, is dit die prys. Maar verbeel jou net voordat hulle jou wegvat, stap 'n wildvreemde ou die hofsaal binne en hy sê, julle agbare, Roelof het nie 10 miljoen nie, maar ek het 10 miljoen, hy betaal my rekening. Kan die regter my laat gaan? Wie sê ja? Wie sê nee? Wie is te bang om iets te sê? Nee? Die eis van die wet is nagekom, die rekening is betaal. Verdien ek om te gaan? Nee. Hier is die wonder van die Bybel storie. Iemand het die rekening betaal. Wil jy weet wie is God se skietlood? Daar was net een wat aanvaarbaar was. Daar was net een wat waarlik reguit geloop het. Dankie my Wil. En hy het die rekening, hierdie ou se rekening betaal. Wil jy weet hoekom is ek 'n Christen? Ek het na die wêreldgeskiedenis gekyk. Jy kan na gelowe gaan kyk. Niemand kan my iemand wys wat die rekening betaal het nie. Niemand nie. Niemand kan vir my dit verduidelik
anders. Almal van hulle probeer om hulle eie lewetjie reg te kry. Weet jy hoe het God jou lewe reg gekry? Hy het die prys betaal vir jou sonde. Op Sinai, ek glo God het 2 keer geskryf met sy eie hand. Op Sinai, toe skryf hy die 10 woorde op die 10 gebooie neer, op klip, met sy vinger op klip. Hy sê, as jy my teenwoordigheid wil kom, as jy reguit wil loop, reguit wil lewe, hier is die prys. En hy skryf die 10 woorde neer. En die dag toe hy dit neergeskryf het, hy geweet, nie ek of enige ou wat ooit lewe, kan by daai lysie uitkom nie. Ek gee nie om wie jy is. Maar 2000 jaar terug, toe skryf hy vir die 2de keer. Nie met sy vinger op klip nie, maar met sy bloed aan die kruis. En dis wat hy geskryf het. Betaal. Hy het die rekening uitgeskryf en hy het hom betaal. Wys my iemand wat dit gedoen het. Net 1 keer. En ek verander my standpunt. Daar is niemand nie. En dis die wonder van God. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid. Miskien is 'n ander woord vir geregtigheid, regheid. Jou krom lewe het jy nie reg getrek nie, iemand anders het. En sy naam is Jesus. En ek bid vandag dat ek en jy kan word die geregtigheid van God in hom. Dat ons as geliefdes, as familie, as vriende, die regheid oom Henny nooit sal vergeet. Maar nie die regheid van net om regheid te praat nie, die een wat sy lewe regheid getrek het, die Here Jesus Christus aan die kruis, dat wanneer ons aan hom dink, ons altyd sy meester, Jesus, sal onthou en sal volg en sal dien. Die een wat my en jou krom lewe ook kan regtrek. Daai een. Die een met die skietlood in sy hand. Ek wil vir ons 'n gebed doen. En ek wil tog vanmôre 'n geleentheid gee. Jy het vandag, dalk die eerste keer, as jy in die gemeente is, al die 100ste keer, of die 1000ste keer, die evangelie gehoor. Dit is die evangelie van die Here Jesus Christus. Iemand het die rekening betaal. Dis die opsomming van die hele Bybel. Iemand het die rekening betaal. En hy wil vandag jou rekening betaal. As jy sê, ek wil hom ook vertrou, dat hy my lewe sal reguit trek, wil ek vandag vir jou bid. Kom ons sluit ons oë. Jy sê, Here, Henny het 'n voorbeeld gestel, maar vandag het ek besef, uit my eie gaan ek nie bykom nie. Ek wil U vertrou om my rekening te betaal. Dan wil ek vir jou bid. Wil jy net vandag, daar waar jy sit, jou hand opsteek nie? Kan jou nie na vore toe nooi nie. Al is jy jonk, jy het nog nie jou lewe vir die Here gegee nie. Dankie, jongen. Nog iemand wat sê, dankie. Here, vandag vertrou ek U. Kom betaal my skuld. Kom betaal my rekening. Ek wil nog 'n gelaaste geleentheid gee. My hart voel ek, hier's nog iemand wat sê, moet sê, Here, ek vertrou U vandag. Here, dankie. U sien elke hand en elke hart. Ons is so afhanklik van U. Here, dankie vir elke een wat vandag kom en sê, Here, ek vertrou U om my lewe reguit te trek. Ek kan myself nie red nie. Ek het U nodig. En ek bid, Here, elkeen wat vandag hierdie gebed bid, mag U vandag ingryp in hulle lewe. Mag jy hulle help om U te vind, U te volg, U te dien met alles wat in hulle is. Dankie, Here, vir verlossing. Dankie dat ons vandag ware geregtigheid, ware regheid
in U kan ontdek. Dankie Here, het ongeag hoe ons verlede lyk, ongeag al die foute, het U ons so lief gehad, dat U in ons plek aan die kruis gesterf het. Daarvoor eer ons U. Seën elkeen wat vandag reageer en sê, ek het U nodig. Dankie vir U redding, dankie vir U verlossing. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek gaan vra dat ons opstaan, ons gaan ons tweede lied sing, die oorwinningslied. Ons kan dit uit volle bors met oorgawe sing, want in Christus is die oorwinning. Ons oorwin die dood. Wat 'n groter oorwinning kan daar wees as dit? Kom ons staan en ons sing hierdie lied saam. Maar ons is hier as vriende en familie. En ek dink die breek in 'n mens se hart is baie groot. En ek weet jy is hier omdat julle nie net om hen lief gehad het nie, maar ook die mense wat hier voorsit. So ek wil vra, as jy hier om wil kom staan, is jy ook welkom. Maar voor ons aangaan met die diens, wil ek vra dat ons vir hulle sal bid. Dat die Here ook in hierdie tyd die wond sal genees. Want daar is goed wat net God kan doen. En ek dink dit is een van hulle. So, ek wil graag vir Tannie Tilly bid, en ek vra dat as jy vrymoedigheid het, is jy ook welkom om hier na vore toe te kom. Ons is vriende en familie. Hier is nie net 'n amptelike diens, dit is ook 'n omgee diens. En jy is welkom as jy jou hand op hulle wil sit. Maar kom ons as gelowiges staan op. Kom ons dra hulle as 'n familie op aan die Here. Ons vra die Here ook om hulle te troos. Amen. Kom ons staan. Here, vandag kom ons as gelowiges en ons kom in die eerste plek met oorgawe. Here, ons eer U vir hoe mense lewe. Here, het om 'n vol lewe gegee. Maar vandag wil ons ook kom as geliefdes. Ons wil net om hierdie kosbare mense wat ook vandag gebroken is, geraak is deur die dood. Ons wil om hulle kom laar trek, ons wil hulle aan die voete kom neerlê en vra, o Here, sal hulle U in hierdie dag beleef as die God van naby. Here, daardie skrifwoord wat sê dat U is naby aan die wat gebroken is van hart. Mag hulle waarlik vandag U nabyheid beleef. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, o Heer, en ons sal aan U al die eer gee. Amen. Amen. Baie dankie. Ons gaan 'n geleentheid gee hiervoor vir 'n laaste eerbetoon, voordat daar 'n paar mense is wat net iets gaan sê, en ons ook die bedankings gaan doen. So daar gaan 'n lied speel, Lift Me Up, en die familie gaan eerste na vore kom. En julle kan van die rose in die ryker uithaal en daar kom neerlê, en as die familie klaar is, vra ons dat die res van ons ook sal verbykom. Hier's roosblare, Johan gaan ons help, en ons gaan ook almal, as 'n blyk 'n laaste eerbetoon ook aan hom gee. Baie dankie. I've seen a lot, I've lived a little, I've climbed the top and I felt real low. I've seen the cross, I've fought the battle, I've been through loss, but I never lost hope. Oh, there's nothing I know that'll keep my runaway heart from yours, Lord. Even when the road gets rough and I think I've had enough, you gon' lift me up, 'cause there'll never be a moment I ever gotta walk alone. You gon' lift me up, 'cause you hear me when I call and you never short a miracle. You've been so faithful, you've been good, brought me through when I didn't think you could. No matter when, no matter what, you gon' lift me up. You've turned my pain into a promise, you brought me peace when the storm was strong. You lit the way right through the darkness, you gave me strength that I carry on. Oh, there's nothing I know that'll keep my runaway heart from yours.
never be a moment I Almal ever is gotta welkom. walk alone. You gon' lift me up, 'cause you hear me when I call and you never short a miracle. You've been so faithful, you've been good, brought me through when I didn't think you could. No matter when, no matter what, you gon' lift me up, you gon' lift me up. I've seen a lot, I've lived a little, I've climbed the top and I felt real low. I've seen the cross, I fought the battle, I've been through lost, but I never lost hope. Oh, there's nothing I know that'll keep my runaway heart from yours, Lord. Even when the road gets rough and I think I've had enough, you gon' lift me up, 'cause there'll never be a moment I ever gotta walk alone. You gon' lift me up, 'cause you hear me when I call and you never short a miracle. You've been so faithful, you've been good, brought me through when I didn't think you could. No matter when, no matter what, you gon' lift me up. You've turned my pain into a promise, you brought me peace when the storm was strong. You lit the way right through the darkness, you gave me strength that I carry on. Oh, there's nothing I know that'll keep my runaway heart from yours, Lord. Even when the road gets rough and I think I've had enough, you gon' lift me up, 'cause there'll never be a moment I ever gotta walk alone. You gon' lift me up, 'cause you hear me when I call and you never short a miracle. You've been so faithful, you've been good, brought me through when I didn't think you could. No matter when, no matter what, you gon' lift me up, you gon' lift me up. Ons wil almal 'n geleentheid gee. Jy is welkom as jy nog vorentoe wil kom. No matter when, no matter what, no matter when, no matter what, even when the road gets rough and I think I've had enough, you gon' lift me up, 'cause there'll never be a moment I ever gotta walk alone. You gon' lift me up, 'cause you hear me when I call and you never short a miracle. You've been so faithful, you've been good, brought me through when I didn't think you could. No matter when, no matter what, you gon' lift me up, you gon' lift me up. Ons gaan dan geleentheid gee vir van die familie en vriende om net 'n laaste eerbetoon